mooiste rooiwyn. Dis 100% Grenache Noir. En Grenache oorsprong is Spanish. So in Spanje gebruik hulle dit baie met blending, vir blending met Tempranillo, Grenache, Carignan, groot Spaanse rioche blends, maar Grenache is meer wyd geplant in die suide van Frankryk, in die Rhône, waar hulle blend Shiraz, Mourvedre, Grenache, GSM, SMG. Op sy eie is het so brave en so unusual. In Suid-Afrika sien ons meer en meer Grenache 100% en is 'n baie ligte rooiwyn. Groter dryfkorrel, dun skilletjies, so baie ligte wyn. Dit lyk amper soos 'n Pinot Noir in die glas. En hierdie is 'n bosstokwinger wat ons hier op by Fairview in die Parel groei, teen die Parelberg af. En julle weet wat daar berg is daar wind. En hierdie wingerd groei ons bosstok. Ek weet nie of julle die bosstokke ken nie, maar die bosstok is die wingerd wat amper op die grond groei. En die bosstok groei sonder trullie, sonder 'n draad. So dit is 'n baie kleiner krop. Sodra jy die wingerd op 'n draad lê, gaan jy meer druiwe kry, so die wortels moet al daai druiwe voed. So hierdie bosstokkie se yield is soveel laag, so meer kwaliteit want die wortels voed net die bietjie. Die voordeel van bosstokke in droër jare, die wortels gaan baie dieper. En dieper wortels sak dieper water en dis hoe hierdie bosstokwingerde survive sonder enige irrigation. Die lybedeel natuurlik is die oes, jy kan dit net met die hand oes, so dis altyd 'n handgeoes, en ons stybel hierdie wingerd met 'n paaltjie teen die wind, want as niks wat die wingerd stybel hou, en dis waar die label stok by paaltjie vanaf kom. Baie uniek, ek dink Afrikaans is nie so oorspronklik, so descriptive, en dis waar die etiket vanaf kom. Lekker medium wyntjie wat nog 10 tot 12 jaar binne die bottel kan verouder. En die kaas hier is 'n koeikaas met sun-dried tamaties. Side, we've got the beacon that grow in that very hard conditions in a little town named Malmesbury. And the cheese for the beacon is a Canbenzola. And our Canbenzola is a mix of goat, or not goat, but blue and cam, sorry. So we should wait till everyone comes. So that is the Laneleft beacon right. 2 cheeses for 2 wines. This one smells a little stronger. So julle nou raak dit serieus. Ons volgende rooiwyn is reg Suid-Afrikaans. Daar seker niks so proudly South African soos Pinotage. Pinotage was gevind al 100 jaar gelede. In 1925 het Dr. Abraham Isaac Terrell 2 Franse wingerdstokke gekruis, Pinot Noir en Hermitage, of eerder Cinsault. Pinot Noir en Cinsault. Die locals was nie so geëducated op Cinsault nie, maar hulle het geweet Cinsault kom van Hermitage uit Frankryk en hulle die druif Hermitage genoem. En dis wat Pinotage sy naam kry. En vandag bedien ek vir julle een van Suid-Afrika se top 10 Pinotages. Dis 'n bosstokwinger wat ons 800 meter af in die pad groei, so weer 'n laag klein yield, kleiner produksie, so 'n bietjie druiwe op die bourgeois. En die voordeel is natuurlik 'n laer yield het meer kwaliteit, want die wortels gee net voeding vir die bietjie druiwe. Alles handgeoes, maar die beauty van hierdie wyn is, ons het 'n green harvest gedoen. Gedurende die groeiseisoen hou ons 'n kwart van die goeie groen krop weg. Gebruik dit vir fertilizer in dieselfde land. Die bietjie wat ons oorlos tot ripening, hulle kry meer kos, minder stress, so hier all about quality. En die method in die kelder is open top fermentation. Manual punch down, 2 jaar nuwe hout, en hierdie wyn se potensiaal is 25 jaar in die bottel. 'n lekker steekie. Ek het nou nie 'n steekie nie, maar ek het 'n Spanish salami gepeer. En ons Pinotage is weer deel van die top 10 in Suid-Afrika. Absa top 10. Ander raas bietjie.
So liewe top 10 pinakop. Sy naam Lenny Hill kry. En Syrah se groot geurprofiel is spicy peper. En hierdie styl is meer ou wêreld styl en dis waar die spelling Syrah vanaf kom. Die wyn is selfs getreed as ons pinotage, open top fermentation, 2 jaar nuwe hout en die potensiaal vir hierdie wyn is 18 tot 20 jaar binne. So hier is die linkerkant. Die Beacon Syrahs groei in Swartland. So Swartland, Malmesbury het ook die water hê. Daar is 'n manier om te irrigate en as jy so die Malmesbury ry, moet jy maar mooi kyk vir wingerd. Die wingerde groei almal bosstok. En die voordeel van die bosstokke is, die wortels gaan baie dieper, so dieper wortels sak dieper water en dis hoe hierdie wingerd oorleef. Hierdie nommer 3 is 'n rosé. En ek dink rosés kom terug heeltemal ander styl as wat ons het ken in Suid-Afrika. Was bietjie soeter, donker in kleur. Hierdie is soos die Franse dit doen in Provence, blush kleur, laag suiker. En om hierdie pink wyn te maak het ons rooi druiwe nodig. So die druiwe in hierdie bottel is Grenache Noir, Cinsault en Carignan, dis Spaans en Frans. 4 ure met die doppe verkleur. 4 ure later vat ons die doppe weg en hierdie wyn word getreat soos 'n witwyn in die keller. Geen hout, net in 'n staaltent vir 2 maande, dan bottel ons. So lekker somer, rose petals op die neus en die Turkish delight op die palet. En die druiwe was geoes in Februarie in 2025. Gebottel in Junie en release in Julie. So dis so 'n gou proses. En lekker rose petals op die neus en bietjie Turkish delight op die palet. Die kleurinspirasie kom van die rose quartz klip. Tussen die Parelberg is 'n pink quartz klip en dis die kleurinspirasie en dis definitief 'n wyn vir somer. Kasie is 'n bokkaas met heuning, shaven with honey. Is daar iets wat jy Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dee. Happy birthday to you. So baie welkom. My naam is Deidre. Ek gaan die wynproe met julle deel. 8 wyntjies, 8 pairings. Die kaasbord gaan ons van links na regs probeer. Al die kaas, al die vleis, alles word by Fairview gemaak. Ons kaasfabriek is net in die oorkant, groot fokus op bokmelk. Vandag is daar 'n mengsel van bok en koeimelk. Die broodjie nuwe olyfolie is 'n beautiful palate cleanser. So enige tyd kan jy 'n bietjie die palet skoonmaak met die brood en die olie. En ons heel eerste wyntjie is 'n 100% Chenin Blanc. Chenin Blanc is Suid-Afrika se mees geplante bedryfsoort. En die beauty van hierdie Chenin Blanc, die wingerde was geplant in 1962. So die wingerd is 63 jaar oud. En enige wynwingerd in Suid-Afrika, ouer as 35 jaar oud, wat vir jou 'n goeie krop gee, die OVP, Old Vine Project, hulle gee jou erkenning vir 'n goeie wyn van 'n ou wingerd met hierdie siel. So Fairview was erken vir 'n goeie wyn van 'n ou wingerd. Die yield het baie gedrop, maar die kwaliteit raak beter met ou wyne of met ou wingerde. Ons het die ou naam vir Chenin Blanc gebruik. Steen met die Nederlandse Dutch settlers, toe hulle hier kom, toe was hulle nie so ge-educate op al hierdie verskillende cultivars van Frankryk. So hulle het geïdentifiseer hoe die stokke groei, hoe dit groei en sommer local name vir die Franse stokke gegee. En al wat hulle toegeweet het, Chenin Blanc groei so goed op steen, op klip, op graniet, toe noem hulle die druif steen. En ons het besluit om die ou local naam te gebruik, want dis ou wingerde. Vir jare was daar ook 'n wyn in Suid-Afrika, Stein. Stein is 'n German soos woord vir 'n klip. En ons moes die naam update, want die internasionale of Engelse mark
was nie bekend met steen. En dit somer in 'n glas. Die wyn het 9 maande houtveroudering gekry, maar ou vaatjies, so daar's 'n baie mooi balans tussen vrug en hout. Kaas is 'n koeikaas, feta styl, maar dis meer hoe die Griekse dit doen met koeimelk. Of die Danish dit doen met koeimelk. Die Grieke gebruik bok en skaap en dis meer crumbly. So hierdie feta is so romerig. So bietjie wyn en dan bietjie kaas. Die nommer 8, die laaste rooiwyn is ons vlaggenskap. Ons eienaar gee sy pappa die eer, Cyril Beck. Dis 'n oesjaar van 2022. En hierdie is 'n versnit tussen Syrah en Cabernet Sauvignon, maar die Cabernet is baie minder as 15%, so ons hoef dit nie te declare. So dis 'n Syrah en 'n Cabernet versnit. En hierdie is vintage. Ons maak net Cyril Beck wanneer klimaat ons toelaat. So Charles Beck, anders sy pappa wat in 1995 is Cyril Beck oorlede en in 1999 toe bottel Fairview sy eerste Cyril Beck. En hierdie is 'n wyn wat vir 2 jaar in nuwe hout verouder het, so die potensiaal is 30 jaar in die bottel. En ek het dit bietjie in die kante gesit, so 'n bietjie asemtaal. So hierdie wyn is voordeel van bietjie lig en die wyn gaan baie sediment wys met veroudering, maar die beauty van sediment is die wyn was nie 100% gefiltreer nie. So met veroudering wys hy bietjie sediment, maar dis die beauty van 'n ouer wyn. Have a seat right here. Yeah. Hello. Kom gij. Thank you for the invite. This guy has got it. This guy is the most knowledgeable guy about Africa that I've ever met. I mean, everything from plants, history, buildings, anything. You ask this guy and he knows. He doesn't hesitate. He doesn't look it up. He knows. He was a tour guide in Kruger. Call him the encyclopedia. And he's a gentle giant. The first time I saw him, I was like, yo, this is a big guy. When I talk to him, I think I crumble. So he's not that big. So this is an 18-day tour, and this is our last day. We have our departure dinner tonight, farewell dinner. So we're all family now. When we first met each other, we didn't know each other. But there's more. Not everybody came today. Yeah, this isn't the whole group. This is only part of the group. He had to shepherd 31 of us. The drinking half of it. And we're going to make sure that they feel bad that they weren't here. It looks like it's all the nice people that made it today. The people that drink wine. So people, I'm going to show you the final one. And this is so special. Flagship. I think we can't go higher than this one here at That's Fairview. your president's name. Yes, this is also our owner's dad's name. So he was Cyril. My father's middle name. Yes, Cyril. Beck is their family name. So Cyril was the second generation of this Beck family on Fairview. And Charles Beck, the current owner, third generation, he decided in 1999 he's going to honor his dad because his dad planted these vines and his dad passed on in 95. So this is all in memory of Cyril Beck. It is a 95 Syrah. The mystery in this bottle is 5% Cabernet Sauvignon. The Cabernet can stay a mystery because law in South Africa, if it's less than 15%, we don't have to declare, label, or even communicate. But I personally think the Cabernet showing up, giving strength, and this wine can easily spend the next 35 years in the bottle. We don't have that much time, so I decanted it so it can breathe and release and open up. And this is so ready when you open it up. Maybe in 20 years' time you'll need the decanter for sediment because the wine was very lightly filtered
very lightly fine. So with aging, it will start showing you some sediment. And that is the beauty of an old wine. Sediment is like wrinkles, the beauty of age. Nobody's happy about that. It needs a glass. No, thank you. That get out cheese is there, a beautiful Gorgonzola style blue feeling it. cheese. That's a fig. A fig. I thought it Sweet was. preserved It's good. fig, yeah. Oh, this is yours. That's yours. That's the free one. Oh, So soon as, that means you've been throwing away wine. Not soon as it's all poured, we're gonna toast to Lee's birthday, and to Fairview, and to Elvis. Thank you. We have Thank a you. long- Thank you.